dat God is 'n God van restaurasie. Amen. Hy is 'n God wat kan restoreer. En daarom is die tema volgens sy woord die God wat restoreer. Jy sien, restaurasie is so 'n wonderlike ding. Ek hou van mense wat die vermoë het of die talent het om dit wat stikkend is of dalk weggegooi is, weer te herstel. Baie mense doen dit met meubels. Dat hulle ou meubelstuk kan vat, om bietjie afskuur, bietjie polituur gee, dalk bietjie nuwe kussings oortrek, die kussings oortrek met nuwe materiaal, en dan lyk dit splinternuut. Maar as jy meubels nie, ander mense doen dit met voertuie byvoorbeeld, met karre. En ek hou nogal daarvan om hierdie programme te kyk wat baie keer op die televisie is, waar hulle 'n ou kar vat in iemand se stoor of se baan, en dan kyk die kar en haal die stof af en hulle begin hom skoonmaak, politoer hom, maak die engine weer skoon, dat hy weer mooi is. Ek hou daarvan, veral die ou Amerikaanse musselkarre, maar hulle doen dit met huise ook, baie keer met skilderye, is al vermoë, en mense wat hierdie talent het, maak baie geld vandag, dat mense hou daarvan, om goed wat stikkend is, weer reg te maak. Dis 'n talent. Nou, soos ek vroeër gesê het, nie geweet het nie, die God wat ek in aanbid, is ook 'n God vir restaurasie. Hy is ook 'n God wat goed is met restaurering. Nou, as jy nie weet wat restaurasie beteken, die Woordeboek sê, dit is om iets reg te maak, sodat dit lyk en werk, soos dit oorspronklik gelyk en gewerk het. Om iets wat stikkend is reg te maak, dat dit weer sal wees, op dit die oorspronklike. Nou, met God werk het so klein bietjie anders. God doen ook restaurasiewerk. God doen ook restaurasiewerk in families, hy kan restaurasiewerk in verhoudings, in finansies, hy kan restaurasiewerk doen in enige aspek van jou lewe, sou jy hom toelaat om dit te doen. Maar jy sien, God se restaurasie is so klein bietjie anders. Dit is klein bietjie beter as die menslike restaurasie. En as jy nie geweet het nie, God het tot die vermoë om 'n nasie te herstel. As jy die Bybel lees in die tyd van die profeet Joël, dan lees ons waar Israel so ver afgedwaal het, so vasgevang was in sonde en die verkeerde dinge, dat hy hulle oor en oor gewaarsku het. Maar hulle wou nie hoor nie, en toe die Here gestraf deur 'n swerm springkaan om hulle in te stuur, wat natuurlik hulle kos geëet het, die lande verwoes het en alles, tot hulle tot inkeer gekom het. En die goeie nuus, die wonderlike ding van God is, die oomblik toe hulle besef, hulle sonde besef en hulle kom tot inkeer en hulle bely weer, hulle draai terug na God toe, dan maak God die volgende belofte aan die profeet Joël in Joël 2, 25 vers 26, Joël 2 vers 25 26, en sê hy, ek sal herstel wat deur die stroperspringkaan, die snyspringkane, die swermspringkaan, die jong springkane verloor het. Ek het hierdie groot vernietigende leer teen julle gestuur. Julle sal weer al die kos kry wat julle begeer. Julle sal Here julle God loof wat die wonders vir julle moontlik maak. My volk sal nooit weer so in 'n skande kom. En dis die God wat ons aanbid. 'n God van restaurasie. As ons terugkeer na hom, dan is die beloftes daar dat ons sal restoreer. Sien, God het die vermoë om dit wat stikkend is weer reg te maak. Dit wat gebroken is, wat weggegooi is, kan God weer herstel. Nou weet jy van julle nie, as ek iets het wat stikkend is in my huis, dan gooi ek hom weg. Hoekom? Want ek sien hom as waardeloos, ek sien hom as nutteloos, hy beteken niks vir my nie, ek kry 'n ander een. Maar die goeie is, met God werk dit nie so nie. God voel nie so as stikkende mense nie. Want selfs hoe stikkend jy is, of dit nou jou eie skuld is of iemand anders se skuld is, as jy gebroken is, stikkend, bly God lief vir ons. Hy gooi ons nie weg. Want hy sien die waarde in my en u. Jy sien, ons waarde sal nooit verander in God se oë nie. Hy bly lief vir ons en nog steeds is hy daar om stikkende mense heel te maak. Om stikkende mense, gebroken mense te restoreer vir sy glorie en vir sy eer, sodat die wêreld sal kan sien hoe groot en hoe goed hy is. Jy sien, koning Dawid het dit baie mooi verstaan. Hy het verstaan dat God 'n God vir restaurasie is. Jy onthou laas keer ek op die kanse was, dat jy gesels oor koning Dawid en sy sonde waar die egbreek gepleeg het met Batseba, en ons weet waar die profeet Nathan toe hom kom en hy sê vir hom, Dawid, dit is jy wat gesondig het. En toe Dawid tot insig kom en hy kom tot besef, het hy dadelik voor die Here bely sy sonde. Jy sien, Dawid was 'n gewone mens soos ek en jy. Hy het groot dinge gedoen met reg is, hy het mooi dinge gedoen, ons weet van Dawid en Goliat, en as dit Dawid doen, hy was ook 'n suksesvolle koning gewees, maar hy was 'n mens, ek en jy gewees. Hy was ook feilbaar gewees, hy het op 'n tydjie vasgevang in die sonde, soos ons hier sien met Batseba, presies dit, maar een ding wat Dawid reg gekry het, dalk meer reg gekry het as meeste mense van sy tyd, is dat hy het geweet, as hy verkeerd gedoen het hy hom baie gou gaan bely voor die Here. Hy het nie verskonings gesoek soos koning Saul nie, hy het nie ander mense blameer nie, hy het daarop tot die besef gekom en sy hart bely. En dan is in hierdie moeilike tyd wat hy dan hierdie Psalm skryf, Psalm 51,
As jy ooit by die huis is, jy weet nie om te lees, jy gaan lees Psalm 51. Dis 'n besonderse Psalm waar Dawid se hart voor die Here uitstort, spesifiek oor wat gebeur het met Batseba en sy sonde teenoor hom. En dan wil ek julle spesifiek uithaal, want een ding wat Dawid in hierdie Psalm aanraak wat vir my so mooi is sy eie gebroke kondisie. Hy besef hoe gebroken hy is. Hy skryf in Psalm 51 vers 18 en 19 en sê hy, u verlang nie na offers nie. Anders sou ek dit bring, selfs brandoffers wil u nie hê nie. Vers 19, die offer wat u wil hê, o God, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en berouvolle hart sal u nie verwerp nie, o God. U sien, God hou van 'n gebroke gees. Hoekom? Want as ons 'n gebroke gees is, dan kom ons tot belydenis. Dan kan hy met ons werk, dan kan hy met ons herstel vir sy glorie en vir sy eer. Maar as ons harte nie gebreek is nie, as ons net spyt is omdat ons uitgevang is, dan kan God nie werk nie. Daar's 'n verskil tussen berou en tussen belydenis. God soek 'n gebroke hart. En dan skryf hy verder van restaurasie in hierdie Psalm, vers 13 en 14, dan skryf hy sê, jaag my nooit weg voor u nie. Laat die goddelike krag ook nie vir my weggaan nie. U krag sorg dat ek doen wat u vra. En vers 14, laat ek weer bly wees. U alleen kan die lewe weer vir my nuut maak. Kan jy sien die restaurasie nuut maak. Help my om u te dien met alles wat in my is. So vanoggend gaan dit oor restaurasie. Vanoggend gaan dit oor restaurasie en ek wil regtig net so 'n bietjie 'n gesprek deel tussen wat plaasgevind het tussen Jesus net vooropgevaar het hemel toe en die disipel Petrus is daar 'n gesprek met en ek wil regtig daar 'n bietjie stil staan en as jy jou Bybel kan oopmaak by Johannes 21 want dis waar dit plaasvind en ek gaan dit vir julle lees 'n wonderlike stuk is regtig so kosbaar vir my. Daar's soveel genade in hierdie stuk en ek lees julle voor van vers 15 af. Daar sê hy, toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief meer as hierdies? Petrus sê vir Jesus, ja Here, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammas. Jesus vra hom toe 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja Here, u weet dat ek u lief het, antwoord Petrus. Jesus sê vir hom, wees 'n herder vir my skape. 'n derde keer vra Jesus hom, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Hierdie keer het Petrus hartseer geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En dan antwoord Jesus, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my skape. Ek verseker jou, toe jy nog jonger was, het jy self die klere vasgegordel en rondgegaan waar jy ook al wou. Wanneer jy egter oud is, sal jou hande uitstrek en niemand anders sal jou klere vasgordel en niemand anders sal jou klere vasgordel jou bring waar jy nie graag sal wil wees nie. Dit het Jesus gesê om te sinspeel op die soort dood waarmee Petrus God se verheerlik. Nadat hy gesê het, sê Jesus vir Petrus, volg my as my disipel. Interessant, vers 18 is so mooi gedeelte. Dan sê Jesus vir Petrus, hy wys spesifiek oor sy dood, hoe Petrus hom so verheerlik, hoe hy so doodgaan. Selfs as Jesus, hy praat van hande uitgestrek. Ons weet dat Jesus het gesterf aan die kruis vir die sonde van die wêreld. Geskiedenis leer ons dat Petrus het dieselfde sterfte gehad. Hy is ook gekruisig, net soos Jesus. Maar op sy eie keuse het hy gesê, ek is nie waardig om gekruisig te wees soos Jesus nie. Sal jy my asseblief onderste bo kruisig? En die geskiedenis leer ons is presies hoe hy dood is. Onderste bo gekruisig. Hy het besef hoe God hom hoe Jesus hom restoreer het. 'n Verhaal van restaurasie. Hoekom is dit nodig dat Jesus vir Petrus herstel? Miskien sit jy hier wonder, maar wat het gebeur? Wat se restaurasie plaasgevind? Hoekom is dit nodig geweest? En jy sal onthou dat net voor Jesus se kruisiging, tydens Jesus se kruisiging, tydens sy arrestasie en kruisiging en veroordeling vir die owerhede, was Jesus alleen geweest. Die tyd toe hy sy disippels en sy vriende die meeste nodig gehad het, was hulle nêrens gewees nie. Nie een van hulle was naby en hulle het weggekruip tussen die skare. Nie een van hulle het opgestaan vir Jesus en gesê, hier is Jesus, moet hom arresteer nie. Nee, hulle het weggekruip. Hulle was nie daar nie. Die 12 manne van wie hy vir 3 jaar lank bedien het. Nie een van hulle was daar gewees nie. Elkeen te verlaat. Nie een het hom bygestaan nie. En hierdie Petrus, hierdie selfde Petrus met wie Jesus nou hier gepraat het, hy is ek noem hom die impulsiewe disipel. Ek noem die een wat doen voor hy dink. Hy praat voordat hy gedink wat hy sê, en op 'n spesifieke oomblik, en net voor hy gekruisig is, en gearresteer is, dan sê Jesus vir sy disippels, hy sê, julle gaan my verlaat, en dan is dit Petrus, wat met boldness opstaan, en sê, ja, ek verseker u, al laat almal in die steek, ek sal dit nooit doen nie.
Jesus antwoord hom, glo my Petrus, vandag nog voor die haankraai sê my 3 maal ontken dat jy my disipel is. En kyk Petrus se arrogansie. Ek dink hy besef wat Jesus vir hom sê nie, want Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterf, ek sal dit beslis nooit doen nie. Al die disipels het dieselfde verklaar en ons weet dat toe die pop op die venster, so Engelsman sê, toe die bom bars en hulle arresteer vir Jesus, al die disipels wat gesê het, ons sal nie toelaat nie, ons sal sterf saam met u, was nêrens te vind nie. Hy het nooit gedoen dit wat hy gesê het hy sou doen nie. En 3 keer ontken Petrus vir Jesus. Kan jy vroeg ek dink hoe moes Petrus voel? Ons weet wat die skrif sê, nou sal nou na die skrif gedeelte kyk, hoe Petrus in sy hart gevoel het toe dit gebeur. Nadat Jesus net beloof het, gaan dit nie doen nie, net 12 ure terug, minder as 12 ure, en presies dit doen hy dan. Kan jy dink hoe hy in sy hart gevoel? Hoe moes hy voel toe Jesus gekruisig is? Kan jy dink die worsteling in sy binneste? Gedink ek is nie goed genoeg nie. Ek het die Here verloon. Die Here kan my nooit gebruik nie. Ek het my tyd gemors vir 3 jaar. Daar's disipels beter as ek. Ek is nie opgewasse nie. Het jy al so gevoel? Het jy al gevoel jy's nie waardig nie? Jy's nie goed genoeg nie om die werk van die Here te doen nie? Ek kan getuig dat my persoonlike lewe uit verlang het ek gedink ek is nie waardig om pastoor van die kerk te wees nie. Al gedink daar's mense beter as ek. Tot op 'n dag wat iemand vir my gesê het, pastoor Jacques, is nog weer pastoor nie, sê, weet jy kom voel jy nie goed genoeg nie? Want jy is nie goed genoeg nie. Jy sal nooit goed genoeg wees nie. Maar jy hoef nie goed genoeg te wees nie, want die Here sal jou bekragtig. Die Here sal jou toerus. Die Gees van God, met sy wil in jou lewe, sal hy jou kragtig kan gebruik. En dit het 'n juk van my skouers afgehaal, om te weet dat ek okay is. Dat die Here my kan gebruik soos ek is. Ek het nie nodig het om perfek te wees of 'n sekere standaard te behaal nie, dat as ek gehoorsaam is aan die woord van God, en ek lewe volgens sy wil, dan kan die Here my kragtig gebruik. En ek prys die Here daarvoor. Dis wat die verhaal van Petrus my leer, dat dit is okay om 'n mens te wees. Jy hoef nie perfek te wees nie. Petrus was nie perfek nie. Het jy ooit gewonder, hoekom het die Here vir Petrus herstel en nie vir Judas herstel nie? Ons weet Judas het Jesus mos verloon deur 30 muntstukke het hom verraai. Ons weet dit, jy gewonder ooit hoekom, wat is die verskil tussen die twee? Ek het bestaan 'n preek gehad oor dit, maar net om te raak aan, jy sien die verskil was die hart. Die hart van Petrus en die hart van Judas was nie dieselfde nadat hulle, noem het geval het nie, nadat hulle die verkeerde ding gedoen het nie. Petrus het innig jammer gekry. Petrus se hart was gebroken. Hy was verpletterd gewees. Terwyl Judas aan die ander kant, hy was nie gebroken nie. Hy was spyt gewees. Hy het besef wat hy gedoen het is verkeerd. Maar dit het nooit gelei tot belydenis. Die woord van God leer ons dan wat met Judas gebeur het. Maar kyk het ek net om te bevestig. Kyk wat sê Matteus 17 vers 3. Hy sê toe Judas sy verraaier besef dat Jesus ter dood veroordeel is, het hy bitter spyt gekry. En die 30 silwer muntstukke of geldstukke wat die priesterhoof en familie het gewet. Hy sê hy was vol spyt, maar hy het nie bekering gehad nie. Hy was net spyt gewees. Hy het besef dat Jesus gaan sterf omdat hy hom verraai het. Jy sien God soek nie ons spyt nie. Spyt is nie genoeg nie. Daar's 'n verskil tussen spyt en bekering. Jy sien as daar gebrokenheid is, dan kan ons tot bekering kom. Dis wat Jesus soek. Dis wat God soek. Hy soek 'n gebroke gees. Want as ek my hart gebroken is, dat beteken ek is regtig jammer. Ek gaan dit nie weer doen nie, ek wil dit nie weer doen nie. Maar as ek spyt is, kan dit net wees omdat ek uitgevang is, of omdat dinge nou so uitdraai, maar daar's nie bekering nie. Die kans is goed ek dit weer gaan doen. God soek nie ons spyt nie. Hy soek 'n gebroke hart. Want dan, met 'n gebroke hart, kan God herstel. Petrus was nie spyt nie, hy was gebroken. Kyk, wat sê al 3 evangelies, beskryf vir dieselfde, oor hoe Petrus gevoel het nadat hy Jesus verloon het. In Matteus 16 vers 75, daar staan daar, skielik het Jesus se woorde deur Petrus se gedagtes geflits. Voordat hy aankraai sê hy 3 maal my ontken dat jy my disipel is. Daarop het hy buite toe gegaan en hartstogtelik gehuil. Al 3 evangelies wat van hierdie verhaal praat, waar Petrus die Here verloon. Al 3 evangelies praat van Petrus wat bitterlik huil. Dit sê vir my 'n gebroke hart. As jy so voor die Here kan breek, dit roer die Here se hart. Dit so hard dat die Here werk. So hard, so gees is wat God kan herstel. Nie spyt nie, 'n gebroke gees.
Nou as nou weer na die hoofskrifgedeelte toe gaan, Johannes 21 vers 15 en 19, wil ek graag het speel kom neerlê en 'n gedagte kom neerlê en dit is vir my so beautiful, so mooi oor hierdie Here Jesus van ons. Hy is so wonderbaarlik. Nou as jy na die gedeelte kyk, sien jy die hoofgedagte is lief of om lief te hê. In daai 4 versies van vers 5 tot 19 word die woord lief of lief hê 7 keer genoem. 7 keer. So dis die hooftema. Nou ek dink dit is belangrik om te verstaan dat ons in ons woordeskat in Afrikaans gebruik ons lief vir alles. Maar in die oorspronklike Grieks, waarin die Nuwe Testament geskryf is, weet ons Grieks het verskillende woorde om sekere liefdes te beskryf. Ons sal sê ek is lief vir pizza en ek is lief vir my kinders, maar ek dink julle sal my saamstem, ek is 'n ander liefde vir my kinders as ek vir pizza het, want ek sal so hoog, nee ek het regtig. 'n ander liefde. Dis 'n ander tipe liefde en dis waar Grieks of die oorspronklike Grieks my so wonderbaarlik is, want hulle het 'n spesifieke woord om 'n sekere liefde te beskryf. Byvoorbeeld, ons sal sê, ons praat net van lief, ons is lief vir alles, maar die oorspronklike Grieks is daar 4 hooftemas rondom liefde. Ek dink ek het al hier hieroor gepraat van die kansel af. Die eerste is wat ons noem storgeliefde, wat verwys na familieliefde. Dan is die tweede een die erosliefde. Dit is 'n romantiese liefde tussen man en vrou binne die huwelik. Dis die erosliefde. Dan kry jy die filialiefde wat vriendskapsliefde is en dan die agape liefde. Ek seker jy het al gehoor van daai woord, agape liefde. Dit is die hoogste vorm van liefde. Dit is daai liefde wat onvoorwaardelik is om die welstand van ander te soek. Ten spyte van wie daai persoon is, of daai persoon dit waardig is of nie. Die beste manier om dit te gebruik of om dit te beskryf is die liefde wat God vir my en u het as mens. U weet God is, die woord van God in 1 Johannes 4 sê God is liefde, so hy kan nie net lief hê nie, hy is die bron van liefde. En sy liefde vir die mens is so wonderbaarlik dat hy ons lief gehad het toe ons dit nie eens verdien nie. Toe ons nog sondaars was, toe ons vyande was, het hy ons lief gehad. So dit gaan in daai tipe liefde gaan oor die persoon wat liefde gee. Sy hartsbegeerte om lief te hê, nie soveel oor die ander persoon nie. Nie soveel oor die ander persoon of hy ander persoon waardig is of hy het verdien of hy verdien is. Kom ons praat van onvoorwaardelike liefde. Kyk wat sê Romeine vers 8. Dit het hy gesê, God laat blyk sy liefde, sy agape liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Onthou Jesus se woorde aan die kruis toe, hom vasgenaal aan die kruis, wat het hy gebid vir sy Vader, gesê, Here vergewe hulle, hoekom? Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is 'n agape liefde. Het hulle vergifnis nodig gehad? Of kom ek sê, het hulle vergifnis verdien? Seker nie. Hulle het hom gekruisig, hy was onskuldig, hulle het hom onskuldige man doodgemaak. Maar tog, alhoewel hy dit nie verdien nie, sê Jesus vergewe hulle. Dit spreek van 'n agape liefde, 'n onvoorwaardelike liefde. En dit is my so wonderlik. Want jy sien, die God wat ons aanbid, is daai God. Dis daai God wat so lief het. Ons het nie nodig om te beïndruk nie. Ons het nie nodig om dit te verdien nie. Al wat hy sê is dan glo my. Romeine 10 vers 10, as jy om jou harte glo en jy met die monde bely, sal jy vergewe word. So ek gaan regtig in hierdie geval gaan ek hierdie gedeelte net opbreek gou so 'n bietjie by iets wys verband met agape liefde en filiale liefde. Dis interessant, daai 4 liefdes wat jy het genoem, die storgeliefde, die eros liefde, die filia en agape. In die Nuwe Testament kry ons nêrens word daar nêrens genoem van die storgeliefde en die eros liefde, maar die Nuwe Testament is volop wat praat spesifiek van filiale liefde, wat die vriendskapsliefde is, en agape liefde wat natuurlik die hoogste vorm van liefde is. So kom ons kyk gou vinnig daarna. Elke keer as ek die skrif op die bord gaan sit, ek weer daarna kyk, sal julle sien dat die agape liefde maak ek rooi en die filiale liefde gaan in blou wees. Okay, dus ek kan verstaan, kyk ons Bybel praat net van liefde, maar ek wil julle moet verstaan presies hoe hierdie gesprek tussen Jesus en Petrus plaasvind. Okay, so kom ons kyk gou vinnig hierso. Die eerste skrifgedeelte sê jy sien, dit sal Johannes vers 15 wees, ek moet nou op die bord te wees. Daar's hy baie mooi. So die eerste keer sê toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my lief? En jy sien 'n agape liefde, met ander woorde daai hoogste vorm van liefde. En Petrus sê vir Jesus, ja Here, U weet dat ek U liefhet. Hy verwys na die filiale liefde. Dis my wonderlik as 'n mens hierna kyk, as ons Petrus kyk, dan sien ons Petrus, ek dink hy het 'n les geleer. Ek dink hy het 'n les geleer, want as Jesus om die vraag gevra het voor hy sy kruisiging, sou hy seker dadelik met boldness kon sê, Here, agape liefde, ek het U so lief. Maar ek dink hier besef hy, Here, ek het U nie so lief nie. Ek wil nie so lief hê, maar ek het U dalk nie so lief nie, want ek is net 'n mens en daarom is dit broederliefde. En as hy dan verwys op daar waar hy sê, meer as hierdie, waarna verwys hy? As Jesus sê, Petrus, het jy my meer lief as hierdie?
Die skrif is nie baie duidelik, dit kan wees dat Jesus daar kom vra Petrus, want jy weet toe Petrus Here verloon, toe gaan hy terug na dit wat hy ken. Ons weet Petrus was 'n visserman, so hy het gaan visvang en dis toe Jesus hom ontmoet. So miskien het Jesus hom gevra, Petrus, is jy my meer lief as hierdie wat jy ken, hierdie wat die wêreld jou bied, het jy my meer lief as dit? Dit kan dit wees, alhoewel die woord van God nie duidelik is nie. Dalk het die Here vir hom gevra, meer as hierdie, so verwys na die disippels. Het jy my meer lief as wat hierdie mense lief het? Het jy my meer lief as wat jy hierdie mense lief het? Wat dit ook al is, ek dink vir die Here hier wil baie duidelik maak is dat God wil hê ons moet hy moet ons eerste liefde wees. Hy moet ons eerste liefde wees. Ons moet hom meer lief hê as enigiets wat die wêreld ons kan gee. Meer as ons families, meer as onsself, moet God eerste wees. En dan vra hy hom, het jy my so lief? En dit is so wonderlik om dit Petrus sê, ja, meer nederig sê Petrus, ek nie meer so voor op die wa nie meer so groot mond, sê, ja Here, ek het nie so lief, dit is ek daai nie. Petrus besef, maar Here, ek is 'n mens, en daarom antwoord hy met volle liefde, bietjie meer nederig, en dan vra Jesus weer, Petrus, in vers 16, het jy my lief? Weer agape liefde, en weer eens antwoord Petrus, met 'n volle liefde, ja Here, u weet dat ek u lief het, vir die liefde. En Jesus sê vir hom, wees herder vir my skaap. En dan 'n derde keer, en dis hier waar dit interessant begin raak, vra Jesus hom weer 'n keer, in vers 17, kyk hoe verander dit. 'n derde keer vra Jesus hom, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Maar hierdie keer sê Jesus nie agape liefde nie. Jesus sê, vir jou liefde. En dan antwoord Petrus weer 'n keer, Here, u weet alles. U weet dat ek u vir jou lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my skaap. En hoekom is dit interessant? Hoekom is dit so interessant dat Jesus verander sy vraag aan Petrus van agape liefde na filiale liefde toe? Dit spreek net van God se karakter. Jy sien, dit is wat Christendom so uniek maak. Hier sien ons hoe Jesus afdaal tot op Petrus se vlak om hom op te tel. Jy sien al die wêreldse gelowe wat ons het. Ek dink aan Boeddhisme en Moslim en die Hindus en almal. Al daai gelowe is God daarbo en mense moet al hierdie dinge doen. Jy moet beter doen, jy moet harder werk om hopelik by God uit te kom. Maar jy sien in die Christendom sê dis ons enigste geloof wat dinge omgedraai is. Wat dinge omgedraai is waar ons nie by God hoef uit te kom nie, van God afdaal tot by ons. Waar ons kom haal op ons gebroke plek, daar waar ons verlore is, daar waar ons harte gebroken is, daar waar Petrus fout gemaak het, en ek is seker hy het geworstel in sy binneste, en soos ek nou gesê het, hy het al gevoel hy is nie goed genoeg nie, en dan kom haal die Here hom, presies daar, waar Petrus is. Hy gooi hom nie weg nie, hy gee hom 'n kans, en dan weet ons, dat as God herstel, dat hy ons tot beter maak. Ons raak beter mense, ons raak meer. Kyk, om die beste te beskryf, hoe God ons kom haal, hoe God afdaal tot op ons vlak. Lees ons in Filippense 2 vers 6 tot 11. Dit is 'n wonderlike gedeelte, een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel, waar hy sê, alhoewel hy self God was, hy wys na Jesus, alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou in sy goddelikheid, wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword, aan mense gelyk geword, en toe hy as mens geleef het hy homself ook nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, die kruisdood toe. Daarom het God hom ook die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is in elke naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op aarde en onder die aarde buig en elke tong sal bely Jesus Christus is Here en so sal God die Vader verheerlik word. Kan ek asseblief net 'n amen kry? Dit is die God wat ons aanbid, dat hy sy seun gestuur het om te kom sterf aan 'n kruis, afgedaal, nie dat hy nodig gehad om dit te doen nie, maar omdat hy my en u belangrik genoeg geag het. Ons het in sonde gelewe, ons was verlore, nooit sou ons by God kon uitkom nie. Daar is geen manier wat jy God sou kon uitdink nie. Jy moet oop, het jy hel toe geloof. Jy het nie besef hoe verlore jy is nie, maar God het waarde in jou gesien. Hy het 'n liefde, agape liefde, nie wat ons verdien nie. Hy het liefde aan my en u bewys, deur sy seun te kom stuur. Hy het nie vasgeklou in sy goddelikheid wat hom toekom nie. Hy het geweet, hy moet ons kom haal daaronder, want ons sal nooit by hom kon uitkom nie. Dit is nie menslik moontlik om al die wette te onderhou, om onsself te kon red nie. God moes ons kom haal, en hy doen dit, deur sy seun Jesus Christus. Wat 'n wonderlike verhaal, en ek tyd af vanoggend. As ek die verhaal lees, ek het in die begin gesê, dit is vir my so 'n genade verhaal, waar Jesus nie nodig gehad het om eers by Petrus stil te staan nie. Jesus het klaar opgestaan.
Ek dink in daai skrifstelle, dit is die 3de keer wat Jesus aan sy disippels verskyn. So almal het hom gesien, almal het geweet hy is nie dood nie. Almal het die merk in sy hande gesien. Hulle het geweet hy is die opgestaane Jesus. Ek dink Jesus het geweet hoe Petrus worstel in sy hart, hoe hy met hierdie gedagtes rondloop, hoe die Here verlaat het en hom teleurgestel het. Ek weet nie of jy vanoggend hier sit en dalk voel, maar Here, ek het U ook so baie teleurgestel nie. Ek weet nie of jy dalk hier sit en wonder, maar Here, is ek nog goed genoeg? Dan wil ek vanoggend vir jou sê, dit is nie te laat nie. Solank as dit jy nog asem in jou het, is dit nie te laat nie.